Hy gaan skree. Die game. Dat is hy. Goeiemôre vriende. Welkom dan ook by die eerste Sondag wat die kategese begin. En wat 'n wonderlike voorreg om ook te sien daar agter hoe almal daar by mekaar kom. Ek gaan eers gou die afkondigings doen voor die diens begin, dat ek net alles gou saamvat soos die eerste 2 dienste is. Julle is welkom nog in te kom, hier sit plekke. As vir die van u wat besoekers is, of wat nuwe interakkers is, die kategese loop terselfde tyd as die erediens. Ons probeer die jong mense op 'n ander manier ook leer van die Here met hulle beweging, met hulle eie taal. So as die jong mense nog in die kerk is, onthou ook ons skep 'n ruimte waar dit vir almal gemaklik moet wees. As jy kinders ook in die erediens wil hou, dis gemaklik daarmee. Dieselfde boodskap gebeur by al die plekke. Ons gaan direk na die diens, asseblief die ouers net vir my vir 'n klein moment agterbly, dan gaan ek dit in diepte verduidelik en jy kan nie my al die vrae vra. Maar al die voorskool tot en met graad 3 is in die jeughuis met Sadie besig. Dan gaan al die jong mense kom daar in die tent by mekaar. Ons gaan 'n saaltjie bou. Ek het gehoop, ek wou maar eergister gehad het, maar toe hoor ek het planne en ingenieursgoed is nodig en al sulke goed is. So nou moet ek maar wag vir die stadsrade en al daardie goed is wat moet gebeur. So ons is besig met die planne en al die goed. Die kerkraad het goedgekeur dat ons 'n saaltjie daar agter kan bou. So hopelik gaan dit nog hierdie kwartaal gebeur. Ons het die tentdam gesit op die plaveisel, dat ons jong mense die reën ons kan hanteer, en ek het 'n waterverkoeler gekry, dat hopelik kom hy Dinsdag, laat hulle ook nie so warm gaan kry, hierdie goed is nie, so ek het dit ook nou probeer nog gereël. So asseblief, al die jong mense, dan tot en met, is dan ook daarso by mekaar, en van daar af verdeel hulle weer, soos wat hulle die aktiwiteite gebruik, en dan, asseblief, ons probeer die kerkruimte ook inrig vir die kleintjies. Die moederskamers is aan weeskante. In die moederskamers is daar binne moederskamer vir die ma's met die baie kleintjies wat nodig het om die babatjies te voed. Die buite is dan vir die ander kleintjies. En dan ook agter in die hokkies is vir die ouers wat hulle kinders wil grootmaak in die kerk, die woel dat dit vir hulle gemaklik is daar binne. Onthou as ons babatjies doop, hou ons 'n babatjie in die liggaam, so ons ontvang ons nuwe lidmaat. Elke kind is 'n lidmaat van hierdie gemeente, daarom ons kinders grootmaak, ook in die weë van die Here. Ek net kyk al die afkondigings, want hierdie week begin alles. Die deurkollekte gaan vermoede vir die diensentrum vir bejaardes. Die kategese het begin. Ek sal die vorms na die tyd gee, wat ons laat jy net vir my invul, dat ons kyk of al die inligting reg is, en verduidelik presies hoe gaan dit werk, met huisgodsdienst en al daardie goed is. Vanaand om 6:00 is HPP se toewydingsdiens, daar op die rugbyveld, as jy net dit sal 'n aantekening maak. Die belydensklas ouer vergadering is volgende Sondag, die 25ste, dan begin ons met hulle. Volgende Saterdag is 'n jeugfasiliteringswerkswinkel. Ek het vir Roel vir Frits gekry, om bietjie ons, almal wat met jong mense werk, met jeug werk, enige van wat ons by die kerk, asseblief, ons het mense nodig om ons te kom help met ons kategese. As al dink jy kan dit nie aanbied nie, maar jy kan net daar staan om seker te maak, dat die ouetjies wat soos ek is, daai stoutgatte, jy weet wat nie kan stil staan nie, wat rondhardloop, net dat jy hulle kan help fokus, en net daar kan hou. So enige iemand wat ons kan help, en dan ook dat ons 'n rooster kan maak, dat mense mekaar kan aflos, want daai mense wil ook graag in die erediens wees, en asseblief, as u bereid is om te help met die opvoeding van ons jong mense, die geloofsvorming, asseblief kom gee my naam. Volgende Saterdag het ons dan daai, wat Roel van Frits vir ons daar ervaringsleerkursus kom aanbied. Selfs vir onderwysers, vir almal wat met jong mense werk, daai kursus is een van die beste kursusse wat jy in jou lewe sal bywoon. Ons het by die kampe, wat ons doen met die skoolverwissingskamp en die survival kamp, is dit die gereedskap wat ons wil gebruik. Is 'n goeie stuk gereedskap wat jy in pastoraat kan gebruik. As jy enigstens in hierdie tipe ding belangstel, dis gratis, asseblief kontak my, dan kan jy Saterdag dit bywoon. Die aksie Jong van Gees, se vergadering, dan het ook, en ek het vergeet ons te meeting, is Maandag, né? Ek het ander meetings aangesit. Dan het ook jy maar geen nou oor hom worry nie, ek sal nooit mee praat. Goed, ek worry oor hom, maar ek gaan nie nou terwyl ek preek oor hom worry, is wat ek bedoel nie. Anders gaan ek my goed vergeet. En dan die saamkuier is die 22ste Januarie.
Dan is dit 'n bring en braai, saamkuier hierso in die kerkkantoor. En dan die kerkkantoor is wel oop vir oggend. Dan Jaco doen diens. En dan is daar gemeente tee wat wel vir oggend aan die gang is. Dis hy, ek dink dit is wat ek moes doen. Kom ons raak stil, dan raak ons bewus van die Here se teenwoordigheid vanmôre hierso. Jakobus 4 sê so mooi, onderwerp julle dus aan God, weerstaan die duiwel, dan sal hy van julle wegvlug. Nader tot God, dan sal hy tot julle nader. Reinig julle hande sondaars en suiwer julle harte, dubbelhartiges. Wie klag en treur en huil, laat julle lag en droefheid verander en julle blydskap in sonderheid. Verneder julle voor die Here, dan sal hy julle verhoog. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing die pragtige lied saam en laat dit die begeerte van ons hart wees, saam met die video Hemelvader, ons aanbid U. So sit in saam asseblief. Wanneer ons voor die Here in aanbidding kom vanmôre en wanneer ons sy lof kom besing, kom ons bevestig dat die Here teenwoordig is om ons te kom ontmoet. En ons doen dit deur mekaar te groet in die naam van die drie-enige God. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Amen. As 'n antwoord op die Here se teenwoordigheid, kom ons staan en sing ons hierdie pragtige lied, lied 184, lof sing die Here saam met die orgel vers 1 en 3 en dan kan jy weer sitplekke inneem asseblief.
Vriende, ek hou vir voor die wet. Die wet is 'n belangrike deel van ons erediens. Die wet help vir ons om in 'n spieël te kyk hoe ons lewe volgens God se wil, God se koninkryk. Maar dit is ook 'n manier vir die Heilige Gees om ons daarop attent te maak hoekom ons die Here se genade nodig het. Hoekom ons smag na sy teenwoordigheid en hoekom moet ons groei in 'n verhouding met God. So ek hou vir die opsomming van die wet voor uit Lukas 10. En kyk, 'n sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets en om te vra: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf? Jesus sê toe vir hom: Wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy daar? Hy het geantwoord: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, het Jesus vir hom gesê. Doen dit en jy sal leef. Kom ons staan, dan sing ons hierdie pragtige lied saam met die video, U tel my op. Bly staande vir die geloofsbelijdenis, om te weet deur die genade van die Here kan ons leef tot eer van sy naam. Kom ons staan asseblief.
Die geloofsbelijdenis? Okay. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dankie, kan jy sit lekker maar neem. Kom ons sluit die oë in gebed. Here, as ons so kom as deel van u verbond, van u volk, en ons kom in aanbidding om voor u neer te kom buig. Here, om te weet, u wat die skepper van die hemel en die aarde is, ons God, ons almagtige Vader, ons God wat liefde is, daardie liefde wat sigbaar geword het in Jesus Christus, wat u vir ons gestuur het, om ons te kom soek en ons te kom red. En ons daai sekerheid het, dat ons u aangeneem het. Ons weet wie ons is Christene, omdat ons deel is van die liggaam van Christus. Onder die leiding van die Heilige Gees groei ons, en weet ons, waar pas ons in? Wat van ons verwag word, maar ons rus ook mekaar toe. Ons wil hê, u moet ons lei, volgens u wil. Daarom kom ons by mekaar, om u eers te kom aanbid, as 'n geloofsgemeenskap, om vir wel daar buite te sê, kyk waarvan is ons deel, maar ook om te hoor, wat verwag u van ons? Daarom is die behoefte van ons hart, Here. Mag ons u ontmoet en spreek, Here, met elkeen van ons, met hierdie heilige woord van u. Openbaar dit aan ons. Seën ons, Heer, sodat ons 'n seën kan wees vir ander mense. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Terwyl ons so sit, gaan ons saam met die orgel hierdie lied eenmaal deursit. Soek alleeers die koninkryk van God, so sit in 'n saam asseblief. Dankie. Carla, mag ek nie, voordat jy hom opsit, ek het vergeet van daai video, maar voordat jy hom begin, hierdie video wil ek graag hê, iemand vir my gestuur, hierdie week, ek wil graag hê, julle moet kyk, wag, ek maak weer droog, my vrou sê altyd, ek sê iemand, maar sy het hom gestuur, my vrou het hom vir my gestuur, nie iemand nie, sy het hom vir my gestuur, so kom ons kyk net graag na hierdie video asseblief. Ek het net gedink, dit pas perfek in vanmôre by hierdie gedeelte wat ons gaan lees. Dankie Carla, jy kan vir my aansit.
Ons praat vanmôre uit Lukas 2 en ons is besig met die vroeë bediening van Jesus Christus en ek het gedink so 'n goeie een om mee te begin, so in die begin van die kwartaal. Ons gaan lees uit Lukas 2. Ons die hoofgedeelte is 41 tot 52, maar ons gaan 'n bietjie vroeër ook gaan. En ek gaan vanmôre eers gesels oor 'n mooi storie oor 'n slot in 'n sleutel. Daar was hierdie houdeur, hierdie wat groot was, en mense het probeer om hierdie houdeur oop te maak en oop te stamp. Maar hierdie deur kon net nie oopgaan nie, want hierdie slot was trots daarop om hierdie houdeur vas te hou en gesluit te hou. Hierdie slot het al so 'n bietjie kleur verloor, maar hierdie slot, en baie keer het mense dit probeer oop forceer, het dit probeer alles wat hulle kon doen, geruk en alles kon doen om hierdie deur oop te kry. Maar hierdie slot was trots daarop dat die slot dit kon regkry om hierdie deur vas te hou. En so het mense die tyd maar probeer. En eendag toe daag hierdie sleuteltjie op. Nie met 'n groot gejuig nie, nie met mag nie, nie met 'n groot geskit nie, en egalig gly hierdie sleuteltjie net daar in die slot in en sluit hierdie slot oop. Die slot, natuurlik het hierdie slot gesê, hoe het jy dit reg gekry? Sê, weet jy, ek hoef myself nie te forceer op jou nie, ek hoef niks groter te doen nie, ek is net nommerpas, ek is gemaak om by jou in te pas en jou oop te sluit. Die rede hoekom ek hierdie storie vertel, want ons werk met kinders. En kinders is soos 'n slot. Hulle word gevorm met leer en ervaring, met liefde, met leiding, met dissipline, met hartseer mislukkings en hoe hulle dit oorwin. Hoe ons hulle groot maak in die weë van die lewe, hulle waardes, hulle karakter, dit wat daai video gesê het. So is hierdie slot besig om gevorm te word. En nou en dan wil mense daardie slot oop forceer. En ons doen dit deur verwagtings wat vir mense geskep word, verkeerde verwagtings, deur druk wat op hulle gesit word. Daai lelike ding wat ons doen, daai vergelykingsgame wat ons baie keer doen, om een kind met 'n ander kind te vergelyk. Dit word ook soms gebeur dat 'n mens, ander mense se drome, ek weet ek moet myself die hele tyd daaroor kastei, ek het sekere drome vir my kind, en dan wil ek dit die hele tyd op hom projekteer. Daai drome, wat jy eintlik daai slot, hoe meer jy dit wil forceer, beskadig jy eintlik meer daai slot. Jy sien 'n sleutel is nie prestasies of sukses, jy weet daai goed wat almal najag nie. Die sleutel wat daai slot oopsluit, is wanneer daai persoon die dag ontdek, wat is hulle sin, hulle doel van hulle bestaan, hoe leef hulle tot eer en verheerliking van God, hulle hele bestaansreg. En dis waar ons vandag gaan gesels. Nou ons weet, almal ken die stories, ou stories van Albert Einstein. Hy was maar 'n seentjie gewees wat lank gevat het voordat hy in die praat gekom het. En selfs toe hy nou begin praat het, sê hulle, het hy eers die sinnetjies in sy kop vir homself gesê, saggies, voordat hy het gesê het, want hulle sê hy diep gedink voor wat hy gesê het. Hulle sê toe hy skool toe gaan, ook, het die onderwysers nie veel van hom verwag nie, want hy het baie in sy drome geleef. Hy was 'n ouetjie wat in prentjies gedink het, hy baie vrae gevra, want toe sy pa hom 5 jaar was, het sy pa vir hom 'n kompas gegee, en dit het hom verskriklik gefascineer, hoekom hierdie naald bly draai, en wat het gemaak dat hierdie naald bly draai, en hy het gedroom, en in prentjies gedink, hy het gedink, hoe sal dit wees om op lig te ry, en hoe werk tyd, en hoe kan jy tyd verander, en al daai goed is. Hy was so anders gewees, net so anders ingepas, dat onderwysers nie eintlik gemaak weet wat om met hierdie kind te maak nie. Sien, hulle wou daai slot forceer om in te pas by hulle denkraamwerk. Hulle het eintlik al as onderwyser wat vir hom sê, niks sal ooit van hom kom nie. Min wetende dat hierdie persoon met sy droomwêreld, met sy denkwêreld, eintlik 'n groot impak sou hê in hierdie wêreld van vandag. Kom ons kyk dan na hierdie verhaal van Jesus Christus, wat anders is. En hoe hy dan hierdie wêreld kon verander het. Ek bedoel, ons almal is hier as gevolg van Jesus Christus. Nou Jesus Christus, se kinderdae, weet ons nie baie van nie. Daar word nie baie vertel, behalwe uit hierdie gedeeltes van Lukas uit nie. Ons weet natuurlik, dit wat ons gevier het, Kersfees, die geboorte van ons Here Jesus Christus, die lang verwagte Messias wat sou kom, en alles wat daarmee saamgegaan het, die hele Kersverhaal wat ons Desember gevier het. En dan daarna, begin ons uit Lukas 2 'n paar dingetjies optel. Lukas vertel so 3 gebeure in Jesus se kinderdae, begin al daar vanaf vers 21. Hy sê daarso, na verloop van 8 dae
moes die kindjie besny word. En hy is Jesus genoem, die naam wat deur die engel aangedui is, voordat hy in die moederskoot ontvang is. Nou net daai woordjie, na 8 dae moes hy besny word, sê vir ons al so baie dinge van wie Jesus is. Jesus wat nie net die lang verwagte Messias is nie, maar Jesus wat volledig deel van God se volk, Israel, die Jodendom was, ons sal sommer die besnydingswoorde was 'n teken van die verbond wat God al in die begin by Genesis met Abraham gesluit het, om te sê maar almal wat deel van God se volk word, moet hierdie teken kry as deel van sy volk. Op 8 dae oud, sodat hulle kan groot word as deel van hierdie verbond, en ons vier vandag van die doop het natuurlik die besnydenis vervang. Maar Jesus Christus is op 8 dae oud besny as deel van hierdie verbond. Die volgende ding wat ons lees, is daar in vers 22. Na afloop van die reinigingstyd, wat die wet van Moses voorgeskryf het, het hulle hom na Jerusalem geneem, om hom aan die Here te wy. Soos daar in die wet van die Here geskryf staan. Elke eersteling seun wat gebore word, moet aan die Here gewy word. Hulle het ook soos die wet van die Here voorgeskryf het 'n offer gebring. 2 tortelduwe of 2 jong duwe. Nou as ons hierdie gedeelte lees, sien ons so Josef en Maria na 33 dae, want dit gaan oor die reinheid, die bloedvloei en alles wat plaasgevind het met die geboorte. Na hierdie tyd moes hulle dan die reis aanpak na Jerusalem toe, waar Jesus Christus, van Bethlehem na Jerusalem, waar Jesus Christus hulle eersgebore seun aan God voorgestel is, vertoon is, aangebied is, opgewy is om groot gemaak te word. Natuurlik was hulle maar arm, natuurlik was dit gewoonlik dat jy 'n lam of iets sou geoffer het, maar die wet, as jy daar in Levitikus gaan lees, die voorskrifte, het dan so, jy kon ook sommer net die duwe gebring het. Maar hulle het hulle eersgebore seun vir God gaan aanbied. Wat leer ons hier uit? Die gehoorsaamheid van die ouers. God het gesê, jy moet jou kind groot maak in die weë van die Here, onder sy verbond. Hoe hierdie ouers getrou, eers die kind laat besny het, hoe hulle gegaan het om gaan aanbied het, en dan al die wette, alles wat God van hulle gevra het, sy wil nagevolg het, om hierdie kindjie van hulle groot te maak in die weë van die Here. Dan kom dit nog belangrik, want ons dink aan Jesus se kinderdae. Waar is Jesus gebore? Ons het al baie daaroor gepraat. Vroeger jare het die ou mense gevra, wie sê, waar kom jy vandaan? Dit gebeur baie my, dus kom ek al 1 jaar, gaan 'n hele familieboom opstel van die Erasmusse. Mense wou weet, wie is jou pa, wie is jou ma, waar kom hulle vandaan? In die Bybelse tyd was dit net so belangrik. Want jy sien, Jesus Christus, die langverwagte Messias, kom uit die stam van Juda. Hy is die koning van die konings wat uit Dawid uit op die troon moes sit. Maar hier kom 'n belangrike ding. Hy kom van Nasaret af. Nasaret was niks goeds gewees nie. Nasaret, Johannes sê daar, wat goeds kan van Nasaret afkom? Nasaret was 'n ou klein dorpie gewees, ver van Jerusalem af, waar dit maar, hulle was eintlik gesien as onrein, minder rein. Hulle het eintlik al met die heidene begin meng. Hulle het geen politieke mag, geen ekonomiese mag gehad, was maar eintlik 'n klein plattelandse dorpie, waar bietjie boere en 'n paar mense was. Wat se impak kan hierdie dorpie tog hê? Wat goeds kan kom van Nasaret af? Maar hierdie Jesus, die lang verwagte Messias, kom van Nasaret af. Dis so goed ons sê, daar's 'n dorpie in ons land, put sonder water, ek weet nou nie, ek wil nie 'n dorpie, ek kom nie al so 'n dorpie nie, maar daar's een of ander plattelandse dorpie, wat daar amper nie eens 'n skool is nie, en amper nie eens onderwys, en dink mens, wat kan hierdie dorpie toch vir ons oplewer? En dan kom hierdie invloedrykste mense na vore. Jy sien hoekom dit belangrik is. Jesus Christus, wat tegelijkertijd God, maar tegelijkertijd mens was, moes assosieer met alle vlakke van mense, selfs die laagste van die laagste, gewone mense van waar hy vandaan gekom het, moes hy kon assosieer. Nie net met die hoes hoe nie, dus kom waar hy vandaan gekom het, is nogal belangrik. Hy het van Nasaret gekom. En dan lees ons bietjie verder, in Lukas 2 vers 40. Hierdie kindjie het gegroei en sterk geword, vol wysheid en genade was met hom, en die genade van God was met hom. Nou hierdie kind het groot geword soos ons kinders vandag. Gewone kinders, daar word nie veel geskryf daarvan nie, maar hy moes na die sinagoge toe gaan het om van God se wette en die manier wat God van hom vra te lees. Sy ouers het hom groot gemaak, gehoorsaam.
En hierdie kindjie moes skool toe gaan, maar die gewone goed lees soos ons kinders, lees, skryf, wiskunde, wat ook al 'n kind geleer het van daai tyd. Hulle sê, die kundige mense, daar was so 25 kinders in 'n klas, as daar meer kinders was, hulle het dan maar assistent bykry om die kinders te leer. So, dit was gewone skool, ouers vat die kind skool toe, gaan wag vir die kind by die skool, bring die kind weer huis toe. Gewone omstandighede wat ons het. En dan moes die kind nog die ouers bystaan en help. En nou ons weet, Jesus se pa was 'n timmerman, so hy moes nog bietjie daar gewoond word en begin om die trei te leer en al daai goed is. Jesus het 'n gewone kinderlewe gehad. Tot ons kom by vers 41 wat ons vandag lees. Jesus ouers het elke jaar vir die fees van Pasga na Jerusalem gegaan. Toe hy 12 jaar oud was, het hulle die oude gewoonte vir die fees daarheen gegaan. Nou as ons sommer so lees van die Pasgafees, weet ons ook, dit was een van die groot feeste van die volk van God. En dit was nie net alleen 'n groot fees wat hulle uitgedink het nie. Dit was 'n opdrag, 'n iets wat God van hulle verwag het. Hy het gesê die mense moet hierdie fees kom vier. Hulle moet altyd onthou daar in Eksodus, die groot verdrukking, hoe hulle tot God geroep het en hoe God hulle bevry het, die bloed van die lammetjie aan die deurkusyn, hoe die dood van die eersgeborene, hoe hulle getrek het, hoe God met hulle deur die woestyn gegaan het, hoe hy vir hulle voorsien het, manna, kwartels, hulle moet dit altyd onthou het. So hulle het gegaan die Pasgafees vier, hulle het bymekaar gekom, hulle het 'n lam geslag, hulle het die ongesuurde brode geëet, hulle het liedere gesing, met mekaar alles gedeel en gesels. Hierdie ouers wat getrou, gehoorsaam hierdie kind grootmaak. Daar staan hulle het elke jaar die Pasgafees gaan vier. Jesus Christus wat 12 jaar oud was, nou soos onthou Herodes wat die babetjies wou doodmaak, toe vlug Jesus hulle eers Egipte toe. So as jy nou daai 2 jaar om en by wegvat, dan sê hulle, ons kan amper met sekerheid sê, vir 10 jaar lank, elke jaar het sy ouers getrou, die kind gevat om die Pasgafees te gaan vier. Nou ek wil hê ons moet net vir 'n oomblik hieroor dink. Om hierdie reis aan te pak, is tussen 120 en 130 km wat hulle moet reis. Hulle het in groot groepe gereis, wat hulle soos 'n karavaan mense vir veiligheid. Hulle stap tussen 20 en 25 km per uur 'n dag. Dit vat hulle tussen 4 en 7 dae om daar uit te kom. Maar terwyl hulle stap, sit hulle onder bome, gesels met mekaar, deel met mekaar die verhale van God se woord. Dis 'n geloofsreis wat hulle aanpak. Hulle vorm mekaar en leer mekaar en onderrig mekaar en hulle sien met opwinding uit waantoe hulle op pad is. Hulle berei voor na dit wat hulle gaan vier, soos wat ons voorberei. Jy staan nie maar net op en kom kerk toe, maar bid die Here dat hy jou hart sal voorberei, jou grondgebied, dat jy ontmoeting met hom sal hê. Hierdie geloofsreis wat jy met die Here aanpak. En dan is dit nog, as 'n mens sommer net daaraan gaan dink, wat daar gebeur het vir 8 dae lank hierdie Pasgafees gevier, dan is dit weer 7 dae terug. Nou dink daaraan, is om en by 3 weke wat hulle dan hierdie reis aangepak het. Nou ek wil nie 'n skuldgevoel op julle plaas nie, maar partykeer moet 'n mens ook dit soms doen. Ons is besig met ons kinders opvoeding. En ons wil hê ouers moet met hulle kinders in die aand om die tafel sit en huisgodsdienst doen. Dink net hierdie Josef en Maria, hulle gehoorsaamheid om volgens God se wil, volgens sy woord, hulle kinders groot te maak in die weë van die Here. Hulle volharding en hulle getrouheid om hierdie reise aan te pak en hulle kinders groot te maak in hierdie weë. Dit was groot inspanning gekos. Hulle het nie gesê, ag, weet wat, kom ons gaan maar weer volgende jaar nie. Weet jy wat, dit is te veel moeite, kom ons doen dit 'n ander keer nie. Elke jaar het hulle hierdie reis aangepak, want dit was deel van hulle karaktervorming. Dit was deel van hierdie vorming van hierdie slot wat moes plaasvind. En dan sien hierdie 12 jaar oud, is so kardinaal belangrik. Want ons weet, en ons sien dit op die films, dat 'n seun, volgens die wet, die Joodse, die Mishnah voorskrifte, het 'n seun, hulle noem dit ook 'n Joodse seun, die seun van die wet, het op 13-jarige ouderdom het hy nou 'n man geword, dan het hy sy bar mitzvah afgelê, en 'n dogter noem hulle bat mitzvah, so as ek dit verkeerd uitspreek. En dis waar 'n seun groot gemaak word en 'n dogter wat 'n dogter van die wet is, waar hulle die eerste 5 boeke van die Bybel uit die kop uit moet ken, die wet van God uit die kop uit moet ken. En daar was sekere ouers en wat hulle sê half bietjie vooruit wou gaan, soos in ons tyd ook maar vandag, waar kinders al 2 jaar met jou lees. Het hulle ook die kinders vir skool toe gevat.
En hulle het dan by die ouderdom van 12 al in die sinagoge begin voorberei vir die volgende jaar, wat jy dit moet gaan aflê. So 12 jaar was 'n kardinale ouderdom gewees. En dan staan toe in vers 43, na afloop van die fees het hulle teruggekeer, maar die kind Jesus het sonder sy ouers se medewete in Jerusalem agtergebly. Omdat hulle gedink het dat hy elders in die reisgeselskap was hulle reeds 'n dag lank op pad voordat hulle hom onder die familie en die bekendes begin soek het. Nou ons sal dink, dis ondenkbaar. Veral as jy in Suid-Afrika vandag bly en veral waar kinders gesteel word, hoe de heng kom 'n ouer eers 'n dag later agter, jou kind is nie eens meer met jou nie. Hoe werk dit? Toe hulle om te kyk, hulle na Jerusalem teruggedraai om te gaan soek. Na 3 dae het hulle hom in die tempelterrein gekry, waar hy tussen die leermeesters sit, na hulle luister en uitvra. Nou hulle sê hier binne, hulle het gedink, want die reisgeselskappe was groot, hy is iewers saam met die ander mense, wat saam gereis het. So dit was normaal vir die mense van daardie tyd. Maar hulle 3 dae gesoek, en na 3 dae het hulle hom in die tempel gekry. Ons weet in die Bybel, simbole is nogal belangrik. 3 is 'n kardinale simbool in die Bybel. Ons weet gaan oor die God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, maar dit gaan ook oor volmaaktheid. Dit ding bietjie, hier kom die lang verwagte Messias. Dit gaan ook oor 'n wagtydperk, die mense wat deur moeilike omstandighede gaan wat ons in die Bybel lees. Dit gaan oor wag, dan gaan dit oor kritieke omstandighede en dan gaan dit oor redding. So 3 is nogal 'n kardinale tyd in die Bybel gewees. En toe hulle hom kry, het hulle gesien waar hy sit en hy het geluister en hy het vraag gevra. En almal wat na hom geluister het, was verbaas gewees oor hierdie kind se wysheid. Omdat ons het nou nog gesê, hy het gegroei, hy het sterk gekom en die genade van die Here was met hom gewees. En dit is wat ons hier optel, sy wysheid. Maar kyk natuurlik, 'n ouer wat vir so lank na 'n kind gesoek het, kom 'n dag later agter en soek 3 dae na hom. Natuurlik, veral as jy my vrou is, gaan nie 'n bietjie vriendelik wees nie. Toe sy ouers hom sien, was hulle baie ontsteld. Mens neem hom nie kwaadlik nie. Sy moeder sê toe vir hom, kind, hoe kon jy so iets aan ons doen? Kyk, jou vader en ek het angstig na jou gesoek. Kyk die emosies in daai teks. Maar Jesus antwoord hulle, waarom het julle my gesoek? Het julle nie geweet dat ek met die dinge van my vader besig moet wees nie? Hulle het egter nie verstaan wat hy vir hulle gesê het nie. Hoor net hierdie woorde. Het julle nie geweet dat ek met die dinge van my vader besig moet wees nie? Want ons het vir mekaar gesê, die sleutel wat die slot oopsluit, is daardie moment waar 'n kind ontdek hulle sin, hulle bestaansdoel, wie hulle is, hoe hulle leef in God se teenwoordigheid. Daarom is hierdie moment kardinaal belangrik. Die hele Lukas verhaal vertel van Jesus se kindertyd. En dan vir die eerste keer praat Jesus Christus in sy eie woorde wat hier opgeskryf staan. En Jesus Christus definieer wie hy is. Wie hy as hierdie slot is. Wie hy as God en mens is tegelijkertyd. En hy sê, maar het julle nie gebesef, die Griekse woord sê, hulle kan tweeledige betekenis hê. Weet julle nie dat ek in die huis van my vader is nie? Weet julle nie dat ek met die dinge van my vader moet besig wees nie? Maar hoor waarmee sê hy? Want hulle het gedink, Josef, die timmerman, die skrynwerker, hy moet leef volgens daai vader. Weet julle nie dat ek met die dinge van my vader, wie ek reg is, ek is eintlik die seun van God, dat ek gearriveer het, moet besig wees nie. Jesus sê my verhouding met my vader, hy definieer wie hy is, tegelijkertyd mens en tegelijkertyd God, en van daaraf is die slot oopgesluit, maar ook die slot van die ewige lewe, van die koninkryk van God, van hierdie redding wat die wêreld betreed. Jesus self spreek dit in hierdie wêreld in. Toe het hy saam met sy ouers vertrek en in Nasaret aangekom. En hy was gehoorsaam aan hulle, maar sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. Jesus het steeds wyser en al hoe meer volwasse geword en toegeneem in guns by God en onder die mense. Nou sien jy so Jesus tegelijkertyd God, tegelijkertyd mens. Alhoewel hy gespreek het wie hy eintlik is, het hy nog steeds gehoorsaam gewees, dit wat die Here van ons vra aan sy ouers. Maar hoor hierdie woorde.
Sy wysheid wat toegeneem het, hoe hy homself moet gedra, wysheid oor God se teenwoordigheid wat jou optrede in hierdie wêreld bepaal, daardie karakter van daai video wat ek gewys het. Hy sê, het so toegeneem dat die guns by God en by mense toegeneem het. Hierdie gedeelte vertel vir ons iets van Jesus se kinderdae. Maar dit sê ook baie vir ons van hoe ons kinders moet grootmaak. Van gehoorsaamheid volgens sy woord, volgens sy wil. Volharding om nie net die eerste Sondag in te spring en dan dit maar net weer te los en lou te word. Dit sê ook hoe ons moet groei en gevorm word, sodat wanneer ons sin ontdek, dat ons sterk slotte kan wees vir die koninkryk van God wat ons moet bewaar. Hierdie is 'n oproep vir elkeen van ons as ouers. En vir elkeen ook as mens. Miskien is jou slot bietjie geroes. Miskien kort jy bietjie Q20 om net so 'n bietjie aan die gang te kry. Ek dink Q20 en superglue maak enige ding reg. Miskien moet ons ook weer in ons verhouding met die Here, onder die leiding van die Heilige Gees, net weer bietjie ons karakter en ons mens wees in 'n verhouding met hom, begin groei, sodat ons weer ons sin en ons waarde en ons karakter kan ontdek, sodat jy kan weet wie jy is, sodat ons kan leef tot een van hom, sodat ons die guns van God kan ervaar en van mense. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons Here, U het met ons in 'n verbond getree en gesê U wil ons God wees, maar U het ook gesê ons moet U volk wees. U het ons kom vrymaak in Jesus Christus. Maar daai vryheid is 'n verantwoordelikheid. Dit is nie vry om te maak soos wat ons wil nie, maar vry van die boos, vry van om onder die dwang van die sonde in hierdie wêreld te wees. Maar daarom het ons hierdie verantwoordelikheid om onder die leiding van die Heilige Gees U te volg, volgens U wil te leef, vanuit U teenwoordigheid onder die leiding van hierdie woord wat 'n lamp vir ons voete is. Ons te verantwoordelikheid om mekaar te onderrig. Here, as ons vanmôre net een gebed kan vra, seën ons met 'n ongemak, om te smag na U en te groei in U teenwoordigheid. Seën ons met 'n ongemak om hierdie stikkende wêreld raak te sien, en te weet ons het gawes en talente en ons kan dit aanbied. Seën ons, Here, dat ons hierdie kinders sal groot maak, sodat hulle slotte, dat hulle kan ontdek wie hulle is, dat hulle sleutels kan vind, dat vreugde en vrede en geluk 'n werklikheid sal word, daai skatte van die koninkryk wat U van ons kom aanbied. Seën ons dat ons sal weet U is ons saligmaker en verlosser, dat die Vader ons vind in liefde en dat die Heilige Gees saam met ons is. Ons vra in naam van ons Here Jesus Christus, dat U met ons in hierdie kwartaal en alles wat gaan gebeur, sal wees tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes.
Ek het net 'n paar afkondigings gemis nou. Ons het die dagstukkies begin môreoggend weer in verhouding met die preke wat ons dan doen as 'n toerusting vir die huisgodsdiens. Probeer ons dit maar so hou. Bybelstudies begin Woensdagoggend, Woensdag aand en dan asseblief ons gaan probeer om na skoolse jong mense tussen dan sê 18 en 32 daar rond, saam nie te oud nie. Probeer om weer aksie aan die gang te probeer kry. Ons wil so in Februarie begin. So as julle jong mense het wat weer deel van daardie hulle vroeër kwartewers genoem, ons wil probeer om daai aksie weer aan die gang te kry. So asseblief as jy net met my of met Tonia kontak daaroor kan maak, sal ek dit bitter graag waardeer. Kom ons staan en dan sing ons hierdie pragtige lied, nou 'n nuwe lied. So ek hoop hy gaan nie so vreemd afgaan nie en ek dink is daar 'n Engelse lied wat hulle in Afrikaans. Maar kom ons kyk na die woorde en ons geniet hom. Kom ons staan en sing ons hom tot eer van die Here. Beeldskoon is die naam van Jesus Christus.
Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot die redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal die gebede verhoor en aan die vrede gee. Die drie-enige God is met u van nou af tot in alle ewigheid. Amen.